to listen, James A. Pearson. I'm not asking you to come down here and clean out the muddy corners of my life. I'm asking you to be a forest where mud and leaves, shadows and light, growth and decay all have their unquestioned belonging. I'm asking you to be an ocean where even great storms don't trouble the depths and each tear is welcomed as a homecoming. I'm asking you to be as spacious as the vast darkness behind the sky, which will never be afraid of what I do or don't choose. I'm not asking you to hold me together. I'm asking you to open so wide, there's room for all the ways I come apart. Do you want to be made whole? Ek sal nooit vergeet waar ek was toe ek die song Fix You van Coldplay die eerste keer gehoor het nie. Ek dink ons almal ken die lirieke. Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Ek het nie beplan om dit te sing nie, maar ek nie eintlik nie geweet. Dis hoe die woorde in my is. Ek was jonk en die musiek het geklink soos wat 'n reddingsboei lyk. En nou is ek ouer en nooit sal die musiek nie vir my mooi wees nie, maar nou hoor ek ook in die woorde veral die beperktheid van 'n mens se pogings om iemand anders te fix, reg te maak. Daar's iets in ons wat weet, lights will guide you home and ignite your bones, dat dit nie van my afhang nie, en tog, and I will try to fix you. Gabor Maté, wat baie werk met trauma en veral met verslawing, mense wat leef vir hulle volgende fix, definieer genesing so. Hy sê, healing is not about fixing a broken person, but rather removing the barriers that block our natural capacity for recovery. Die AA wat eintlik, ek wil sê een van die beste, maar miskien die beste model vir kerkwees voorhou, bewys dit oor en oor. Recovery is eintlik ook discovery, om die covers, die bedekkings te ontdek. Die ontdekking van wat onder al die bedekking is, wat ons boop sit, al die laagies, nie deur mekaar te fix nie, maar mekaar, soos wat hulle in 'n sirkel sit, in wording te hoor. In Walter Brueggemann se woorde, we were created for listening. It is our proper business. Nie fixing nie. En as ons kyk na Jesus se omgang met en aanraking van mense, kan ons aflei, omdat die woord vlees geword het, en God homself in 'n mens kom uitdruk het, dat ons nie uitgenooi word om reggemaak te word soos 'n stikkende toestel nie, maar om herstel te word tot heelheid. Genesing word dan, as dit ware, 'n terugkeer na liefde, wat eintlik jou vandaan kom plek is. Henry Nouwen skryf, long before any human being saw us, we are seen by God's loving eyes. Long before anyone heard us cry or laugh, we are heard by our God who is all ears for us. Long before any person spoke to us in this world, we are spoken to by the voice of eternal love. So in Johannes 5, vra Jesus vir die man by die bad van Bethesda, wat is fout met jou nie? Hy vra,
wil jy gesond word? In die Engels is eintlik meer akkuraat in hierdie geval. Do you want to be made whole? En dit skuif die hele atmosfeer van probleem na moontlikheid. Ek dink ons leef in 'n wêreld wat obsessief is oor fixing. Fix jou lyf, fix jou emosies, fix jou huwelik, jou image, fix jou spiritualiteit. En selfs die kerk kan soms as 'n werkswinkel klink, met die hoofmechanic daar op die kansel. As jy net hard genoeg probeer, net goed genoeg glo, net mooi genoeg bid. Of erger nog, as 'n werkswinkel, 'n paneelklop affære, wat net die ergste knocks fix, sodat jy weer bo blink lyk in die verkeer. Maar Jesus ontmoet mense nie as projekte of probleme nie. Hy ontmoet hulle as maaksels, as mense, as heel mense, nie net as liggame nie, as mense met denke, emosies, sintuie, gees, siel. Genesing in die Bybel gaan oor verbinding en waarheid en vrede, herstel van menswaardigheid en altyd 'n terugkeer na gemeenskap, van isolasie na gemeenskap, na liefde. Jesus het mense nie net weer bloot funksioneel gemaak nie, as hy hulle gesond gemaak het nie, hy het hulle teruggebring na die lewe. Dit is wat redder beteken, om iemand terug te bring na die lewe. Hy het 'n altaar gemaak van sy ore, van sy oë, van sy neus, sy hande, al sy sintuie in diens van sy vry uitbundige gees. Hy het die skoene van sy stem uitgetrek, omdat hy geweet het, hy staan op die heilige grond, as hy teenwoordig was vir mense. Sintuiglik. Dis heilig. En wanneer Gabor Maté praat oor medelee, oor compassion, begin hy deur eerstens te verwys na die lyding van Christus, die passie, die passion of Christ, en dan compassion is to suffer with. En dit is 'n ingebore kapasiteit van menswees. Maar dit is nie lekker om te ly nie. En dit is ook nie lekker om saam met iemand te ly nie. Dit is makliker om te fix. Dis hoekom ons wil fix, om ook weg te kom van ons eie lyding en van ons medelee. Die ding is, niemand kan iemand anders fix nie. Ons kan probeer, en glo my, ons sal probeer. Ek probeer gereeld, maar dit is menslik onmoontlik. Wat wel moontlik is om teenwoordig te wees, om te luister, te dra, ruimte te skep, lief te hê. Maar heelheid, God se genesing, kom wanneer hy die hindernisse, die mure wat ons om onsself bou, om ons harte gebou het, vrees, skaamte, leuns, isolasie, wanneer hy dit afbreek. As Gabor Maté praat van compassion, dan sê hy, daar's eintlik 5 soorte compassion in sy woorde. Hy sê, dis nie die realiteit nie, dis net sy uitkyk op die realiteit, na al die jare van werk met trauma en verslawing. Hy sê, die eerste een is gewone medelee, soos wat ons nou oor gepraat het. Die wanneer jy 'n hond of 'n kind sien swaar kry, wanneer jou maag in jou omdraai, dit is vir alle mense, as daai kapasiteit nie wreed afgesny is nie so. En dan sê hy, die tweede compassion, en ek gaan dit nou in Engels sê, is compassion of curiosity. Want nuuskierigheid, dit klink net nie vir my dieselfde nie.
om iemand nie te voorspel nie, maar te ontdek. Om te sê, ja, jy soek nou maar weer 'n junkie, of ek weet nou weer wat jy gaan doen, jy gaan nou weer na die bottel gryp, of jy gaan nou weer dit doen of dit doen. Om te vra, uit genuine curiosity, wat gaan hier aan? Wat is jou storie? Wil jy heel word? Nie wat is fout met jou nie. Wat is jou storie? En dan die derde een is wat hy noem die compassion of recognition. En dit is my 'n baie belangrike een. Ek sien dit heeltyd in Jesus se genesing ook met mense. Jesus het nie van daar bo af gestaan nie, ook nie van iewers onder af nie. Hy het hulle ontmoet presies waar hulle is. Hy het homself as mens, as seun van die mens, herken in ander mense. Uiteindelik gesê, daar's niks in jou wat nie ook in my is nie. Dis hoekom ek op aarde kom wandel het, om dit vir julle te wys. Die verskille tussen ons is vanselfsprekend. As ek na iemand op straat kyk met 'n heroïnenaald in sy arm, kan ek sê, ja, die verskille tussen ons is vanselfsprekend. Ek het 'n huis nog, 'n opvoeding. Miskien het hy ook gehad. Maar dis die ooreenkomste wat interessant is. Wat is dieselfde in my? Wat herken ek in myself wat ook in jou is? Dis medelee. Dan die medelee van waarheid. Ons dink baie keer medelee is om iemand te beskerm van pyn. Maar dis eintlik net om hulle te beskerm van pyn wat kan verhoed word. Nie die pyn, die lyding wat kom saam met menswees nie. Die swaar kry, die swaar tye wat kom saam met menswees nie. En hoe dit met waarheid werk gewoonlik, en dis wat Jesus ook altyd doen, hy trek altyd die waarheid uit mense uit, want hy weet, die waarheid is nie altyd lekker om te hoor of te voel nie, maar om die waarheid te praat, voel altyd goed. Die compassion of truth. En dan die laaste een, die compassion of possibility. Van moontlikheid, die medelee van moontlikheid. Om nie net iemand se pyn, of hulle weerstand, of hulle simptome, of hulle kondisie te sien nie, maar hulle ware self. Die heelheid, die volmaaktheid, die beeld van God in hulle. Die ding met menswees is, jy kan jouself net sien in 'n spieël. En wat as jy vir iemand die spieël ophou, maar net terug ophou van hulle skaamte, wat hulle reeds het, van hulle vrees wat hulle reeds het. So om vir iemand 'n spieël op te hou van hulle ware self, hoe jy hulle sien, nie die moontlikheid van wie hulle eendag kan wees as hulle self regryk nie, maar nou. En dan sê hy die ding van spieël wees, is dat jy ook jouself so dan en wan, so elke dag, so elke oomblik moet laat skoonmaak. Want anders kan jy nie 'n spieël wees nie. Jesus het begin by, jy is my geliefde, want dis waar God met hom begin het. Jan Richardson het hierdie seën geskryf en sy sê, if you would enter into the wilderness, do not begin without a blessing. Do not leave without hearing who you are. Beloved, named by the one who has traveled this path before you. Do not go without letting it echo in your ears, and if you find it is hard to let it into your heart, do not despair. That is what this journey is for. I cannot promise this blessing will free you from danger, from fear, from hunger, or thirst, from the scorching of sun or the fall of the night, but I can tell you that on this path there will be help. I can tell you that on this way there will be
rest. I can tell you that you will know the strange graces that come to our aid only on a road such as this, that fly to meet us bearing comfort and strength and come alongside us for no other cause than to lean themselves toward our ear and with their curious insistence whisper our name. Beloved, beloved, beloved. Ek kan nie onthou waar dit vandaan kom nie. Heel moontlik ook Henry Nouwen, maar dit sal my lewenslang bybly en ek gebruik dit ook dikwels as ek mense se huwelikseremonies inlei en vir 'n tyd net tot stilte wil roep voor die malligheid van die dag en die oomblikke wat verbysnel weer inskop. Beloved, behold who you are and become what you receive. Beloved, behold, become. En dit was in kort Jesus se hele bediening, geliefde, lank voor gebrokene. Jy's nie 'n probleem nie, jy is my geliefde. Aanskou wie jy is. Wie jy vir my is. Ek sien jou, die stof. Ek weet dat jy stof is en ek weet dat jy asem is. En dan word nou wat jy ontvang. Heelheid, aanvaarding, liefde. Ek het onlangs op hierdie gedig afgekom wat ons vroeër gehoor het en ek het besluit om dit in my vesels vas te bind as 'n ma, veral as 'n ma, een met te min hande en te veel tekortkominge. En een wat al vele kere voor die magteloosheid en vitaliteit van fixing te staan gekom het. En as 'n mens, en ek kan dit weer lees, how to listen. I'm not asking you to come down here to clean out the muddy corners of my life. I'm asking you to be a forest where mud and leaves, shadows and light, growth and decay all have their unquestioned belonging. I'm asking you to be an ocean where even great storms don't trouble the depths and each tear is welcomed as a homecoming. I'm asking you to be as spacious as the vast darkness behind the sky, which will never be afraid of what I do or don't choose. I'm not asking you to hold me together. I'm asking you to open so wide there's room for all the ways I come apart. Ek vra jou nie om my by mekaar te hou nie. Ek vra jou om so oop te wees dat daar plek is vir al die maniere waarop ek uit mekaar val. Want wat is so verkeerd met uit mekaar val? Uit mekaar word in mekaar as ons nie alleen is nie. En mekaar is al wat ons het. Julian van Norwich geskryf, Beloved one, may you be blessed, because it is so. All is well. Gaan tree in gesprek met Jesus, met God daaroor. Vra, is all well? En verander sommer jou klemme. Vra hom deur. Is all well? Is all well? Is alles wel? Is alles heel? En natuurlik vertel die oppervlak en ons gebrokenheid op die oppervlak 'n ander storie as die verborge heelheid wat alles in stand hou.
En dis waarvoor ons geroep word. Miskien is heelheid nie om terug te keer na wie jy was voordat jy uitmekaar geval het en gebreek het nie. Miskien is genesing om uiteindelik te word, eintlik te ontdek wie jy nog altyd bedoel was om te wees. Lights will guide you home and ignite your bones. And kom ons bid saam. Groot geneesheer, dankie dat U vir ons kom wys het in die vlees, hoe lyk dit om 'n altaar van jou ore en jou oë, en jou neus en jou hande en jou bene en jou voete, van alles wat U vir ons gegee het om op hierdie aarde te kan woon en werk te maak. Here, kom maak ons heel. Ek wil eintlik vra, kom skep in ons die behoefte om heel te word. Om onsself in U teenwoordigheid te laat ontdek. Al die laagies, al die goeders wat ons bo op onsself plak. Om nie net mekaar en onsself te wil fix nie, maar in U teenwoordigheid te laat skoon vryf. Helder maak soos 'n spieël, sodat ons die spieël van wie ons werklik is vir mekaar kan ophou. Maak van ons mense wie se teenwoordigheid, se blote teenwoordigheid genesend is. En maak van ons gemeenskap asseblief so gemeenskap deur U seun. 'n plek van geliefdes. Amen. Baie dankie en julle kan soos altyd aanhou bydra, wat ons eintlik ook uitgevind het. Ons is nie net ons het stats getrek en ons het eintlik gesien en Via is 'n baie digitale gemeenskap wat ook 'n fisiese plek van samekoms het. Ons het so baie mense reg oor die wêreld. En hierdie platform maak dit vir almal moontlik om nog 'n manier saam te wees. En jy kan ook finansiëel bydra deur die SnapScan kode te gebruik of die bankbesonderhede op die web of op die app te kry. 'n Mooi week vir jou. Ek bring my liggaam hier, my gedagtes en my wil, dit lê ek voor U neer. Hier wil ek net wees, sonder voorgee of vrees en hoor. Jy's my geliefde, wie ek wel behaag het, wie ek uit liefde gemaak het, kom wees net hier by my. Jy's my geliefde, die foute wat jy maak en gemaak het, verander nie wat ek vir jou beplan het nie, kom rus net hier by my. Hier is ek bring my wese hier, my behoefte aan beheer en aanvaarding lê ek voor U neer. Hier kan ek net wees, sonder voorgee of vrees en glo.
foute wat ek maak en gemaak het. Verander nie wat U vir my beplan het